'n profeet uit jou midde, uit jou broers, soos ek sal die Here jou God vir jou verwek. Na hom moet julle luister. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus, ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Dit is die Here het ons gegroet. Hy het sy seën oor ons uitgespreek. Kom ons antwoord hom met 'n lofpsalm. Ons gaan vanoggend sing Psalm 18, en daar vers 10 en vers 14. Psalm 18, ons lofpsalm, vers 10 en 14. Dit is ons gaan weer luister na die wet van die Here uit Eksodus 20. Terwyl ons daarna luister, toets ons lewens en ons sien dat dit nie voldoen aan die vereistes wat God van ons stel vir 'n gees God-vervulde lewe nie. So daarom aan die een kant luister ons daarna met 'n gevoel van berou,
moet ons weet ons is skuldig aan die oortreding van die gebooie, maar aan die ander kant ook met dankbaarheid vir Jesus Christus, wat ons sondes kon vergewe het. Daarom kan ons dit nou onderhou uit dankbaarheid en nie as 'n voorwaarde vir redding nie. Kom ons luister na die wet van die Here, Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n Jakob, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Here jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie naaste se huis begeer nie, jy mag nie naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is. Ons gaan ons sonde bely, deur te sing uit Psalm 119, my dan is 'n klein bietjie hard, dis Psalm 119, ons sing daar net vers 7. Help my in the lack of living on, that he would belong. No sorry wonders, with my open heart, what percent that hero on the nexus of what my good. Maar in de dag verlang het is die rijkdom van die woord. Dit is nou opregte skuldbelydenis. Lees ons in die woord van God dat ons sondes vergewe is. 1 Johannes 1 vers 9 sê dit baie duidelik, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Nou dat ons vrygespreek is, kom ons bely ons geloof in God die enige. Ek gaan die 12 artikels in die voorhou, u sê dit in die harte agter my arm. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het,
wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Ons hoorbare belydenis, ons vanoggend uit Psalm 30, ons sing vers 3. Vader eeuwig goed en groot, hoor ons lofheid elke woord, seën van God in ewigheid, ons is tot die dienst bereid, Heilige Gees vertroost en ons die kerk is hier. Dit is die woord van die Here kom vanoggend na ons toe vanuit Deuteronomium hoofstuk 18. Deuteronomium 18, ons gaan net lees daarvan vers 15 tot 22. Deuteronomium 18, vanaf vers 15. Maar voordat ons lees, kom ons bid saam. Almagtige God, Hemelse Vader, hier 'n interessante week waar ons so baie dinge gehoor het, daai dinge beleef het, meer met 'n valse profesie in U naam te doen gehad het. Is dit vir ons 'n voorreg vanoggend hier by mekaar te wees waar ons weet ons altyd U woord hoor. Deur wanneer ons hier mekaar het, dan twyfel ons nie aan wat ons hoor nie. En alhoewel die mense daar buite die wêreld ook vir ons lag, wat ons steur aan wat hulle dit noem fabels en ou vrou stories, weet ons dat wanneer ons hierdie woord van U, die Bybel oopmaak, dan praat U met ons elkeen. Nou weet ons dat wat U beloof sal gebeur. Wat nie sal gebeur nie, sal nie gebeur nie, want U woord is altyd waar. U woord is altyd betroubaar. Daarom steur ons nie aan mense wat wil voorgee dat hulle meer heilig is as ander, omdat U met hulle sou praat en stemme en trompette nie. Dat ons weer die vlees is swak. Omdat ons sondaars is, kan die duiwel ons so maklik mislei. Maar wanneer ons U woord hoor, en daarvolgens leef, en dit bestudeer en ons eie maak, dan kan net die Gees deur ons werk en deur ons praat. Doch kom ons agter, Here, en ons hoor dat daar so baie valse leraars daar buite is, wat hierdie selfde woord misbruik. Dinge met die woord doen wat ons weet, ook nie die waarheid verkondig nie, dat dinge verkondig, wat eintlik nie daar staan nie. En dit wys vir ons hoe groot is die gevaar van hierdie bose misleiding.
En hoe hartseer dit is dat so baie mense agter die verleiers aanloop. Dat hulle ophef as kenners en profete, manne van U, maar wat hulle doen is leuns vertel. En hulle doen dit selfs vanuit U woord. En Here, ons bid dat U daarom in daardie opsig in ons land en ons volk bekering sal bring, herlewing. Dat ons sal terugkeer na U woord soos wat U dit bedoel het. Dat ons sal luister, nooit 'n oomblik sal skaam wees om die woord te verkondig nie, want ons weet dis die waarheid en daarom kan ons amper arrogant doen. Here, wanneer ons dit in U naam doen, dan weet ons, daar's nie plek vir afkyk, skuifelvoete, onsekerheid. Maar die vraag, verkondigers, evangeliste, as ons onsself so wil doen, wat U woord in alle waarheid verkondig en altyd daarvoor buig. Nou bid ons dat U met ons sal spreek, dat ons nie net sal hoor wat U sê, maar ook die kennis wat ons opdoen sal gebruik om, wanneer daar weer enige profesie is, wat 'n stryd is met U woord, ons sal herken, deur U woord te ken. Ons dankie vir die Seun Jesus Christus, wat mens geword het, wat woord geword het, sodat ons kan agslaan wat hy sê. Ons weet ons is reg. Bid dit in sy naam alleen. Amen. Ons lees uit Deuteronomium 18 vanaf vers 15. 'n Profeet uit jou midde, uit jou broers soos ek is, sal die Here jou God vir jou verwek. Na hom moet julle luister, net soos jy van die Here jou God behoor het gevra het, toe jy op die dag van die vergadering gesê het, ek kan die stem van die Here my God nie langer hoor, en hierdie groot vuur nie meer sien nie, alles sterf ek. Toe die Here vir my gesê, dit is goed wat hulle gespreek het. 'n Profeet sal ek vir hulle verwek uit hulle midde, van hulle broers soos jy is, en ek sal my woorde in sy mond lê, en hy sal aan hulle sê alles wat ek hom beveel. En die man wat nie luister na my woorde wat hy in my naam spreek nie, van hom sal ek self rekenskap eis. Maar die profeet wat so vermetel is om 'n woord in my naam te spreek, wat ek hom nie beveel het om te spreek nie, of wat in die naam van ander gode spreek, die profeet moet sterwe. En as jy in jou hart sê, hoe sal ons die woord weet wat die Here nie gespreek het nie? Daar's nie profeet in naam van die Here spreek, en wat hy gesê het gebeur nie, en kom nie uit nie, dan is dit die woord wat die Here nie gespreek het nie. Deur vermetelheid het die profeet het gespreek, jy mag vir hom nie bang wees nie. Net lees ons weer uit die gedeelte, ons kyk na vers 21 en 22, en as jy in jou hart sê, hoe sal ons die woord weet wat die Here nie gespreek het nie? Sê die Here, as die profeet in die naam van die Here spreek, en wat hy gesê het gebeur nie, en kom nie uit nie, dan is dit die woord wat die Here nie gespreek het nie. Deur vermetelheid het die profeet gespreek, jy mag vir hom nie bang wees nie. Geliefdes in die Here, ons leef in 'n tyd waar daar baie mense is wat stemme hoor. Die internet, televisie, selfs in kerke staan daar mense op wat sê, so sê die Here, want die Here het met my gepraat. Ek glo ons almal is die week gefrustreerd met Dani Botha, wat het vreeslike bravade en oortuiging aangekom het, dat hy aangekondig het, dat die Here vir ons sou sê, dat die weggeraad op Dinsdag of Woensdag sou plaasvind. Toe kom donderdagoggend,
Almal word wakker en die lewe net rustig voortgegaan. Niemand is weggeraak nie. Nou behalwe vir die feit dat ons gaan oor 'n week of 2 dan kyk dat daar nie 'n wegraking gaan wees soos wat hy dit beskryf nie, is die groot vraag wat ons vir onsself vra, as jy nou die stem gehoor het, en die Bybel sê, dit kom nie vir Here af dit het gebeur nie, wie of wat het ons gepraat? En hoekom is dit vir ons so frustrasie, as mense sulke snerp kwytraak? Ander mense vra, hoe moet ek nou weet of wat ek hoor regtig God se stem is? Interessantheid geliefdes, dat hierdie laaste vraag nie so 'n nuwe vraag is nie. Want die volk Israel het duisende jare gelede presies dieselfde vraag gehad. En daarom gee die Here vir hulle hierdie een enkele boodskap. As 'n profeet kom en hy sê, hy praat in my naam, en wat hy sê, wat hy profeteer gebeur nie, dan het die Here dit nie gespreek nie. Nou dit klink op die oor af baie eenvoudig, en dit is so eenvoudig, ons kan eenvoudig daarvan ons leef. Ware goddelike profesie word altyd waar. Maar is 'n dieper boodskap. 'n boodskap wat vir ons reguit na Jesus Christus toe wys. As ons die Ou Testament lees, van voor tot agter, dan sien ons oor en oor hoe die volk Israel geneig was om agter ander gode aan te loop. Hulle was gewoond in die heidense praktyke van die heidene nasies om hulle, wat die toekoms onder andere die toekoms voorspel het deur towery of sterkheid. Weereens, niks is net so iets vandag kom. Nou in daardie wêreld sê God vir sy volk, moenie bekommerd wees nie, ek sal vir julle profete stuur, en deur hulle sal ek met julle praat. Moenie bang wees vir die wat in my naam dinge spreek wat ek nie gesê het nie. En hier is die eerste groot probleem. Mense kan maklik beweer dat hulle namens God praat. Valse profete praat met selfvertroue. Maar hulle boodskap dra nie die waarheid nie. En ons hoor dit op baie plekke. Sommige verkondig dat God sekere datums in hulle bekend maak vir die einde van die wêreld dit gebeur nie. Soos die afgelope week. En as jy net daar in die motor, reg oor die wêreld was daar valse profete wat dieselfde gesê het. Die ark se deure het toe nou nie toegeklap nie. Ander beloof gesondheid en rykdom as jy net genoeg glo of genoeg geld vir die kerk gee. Die sogenaamde welvaartsteologie. Met predikers soos Osborne, Joel Osteen, Crefton Dollar, Kenneth Copeland, Reverend Ike, Kenneth Hagin, Joseph Prince en Jesse Duplantis, bekende name. En in Suid-Afrika, ons ook in gehad, Raymond Cole. Mense wat uit die Bybel uit vir die mense sê, solank jy baie geld vir die kerk gee, sal jy gered word. Al wat ons daarvan sien, is die paleise waarin hulle bly en die tanks van motors waarmee hulle bly. Ander verkondig die evangelie wat eenvoudig wegdraai van Christus af. Boeseen van Bigdom is een van hulle. Al daardie Israel visies. En die gevaar is waarmee ons te doen kry, is dat as ons nie kan onderskei tussen die waarheid en die leuen nie, gaan ons mislei word en soos meneer Botha teleurgestel is. 'n Ander probleem wat ons het persoonlik is dat sulke valse profete die kerk, die evangelie, die woord en God self ongelooflike groot skade aanrig met hulle verwantheid. Hulle bring God se woord onder verdenking en gee vir 'n wêreld
wat enigiets sal gebruik om die kerk en die Bybel en ons as gelowiges af te breek, net nog steeds goed. Daarom gee God hierdie een en eenvoudige maatstaf. As dit wat hulle sê nie gebeur nie, is dit nie van my nie. En hier sit ons vandag. So die profete was vals. Natuurlijk sou dit wonderlik gewees het as ons nou eerder allemaal in die hemel kon wees, nie waar nie. God se woord sê, niemand weet wanneer die dag gaan aanbreek nie. Nie is Christus nie, nie die engele nie, geen mens nie. Maar dink 'n bietjie dieper. Hierdie toets wys nie net of 'n profeet waar of vals is nie. Dit bewys ook vir ons hoe betroubaar is God se woord. Dis die ander kant van die muntstuk. Want God se woord is altyd oral vir almal waar. Wat God in sy woord sê, gebeur altyd. Hy is getrou en daarom kan ons volkome op sy woord vertrou. En daarom sien ons dit oor en oor. God het vir Abraham gesê, hy was al 100 jaar, jou nageslag sal soos die sterre wees, en dit het gebeur. God het vir Moses gesê, jy sal my volk verlos uit Egipte uit, en dit het gebeur. God het reg in die Ou Testament en al die profete 'n koms van 'n Messias voorspel, en in Jesus Christus het dit waar geword. So, dis maar 'n paar voorbeelde. Elke profesie wat werklik van God afkom, soos dit in sy woord opgeteken is, is vervul en sal vervul word. Soos die belofte van die wederkoms en ons ewige lewe. Wanneer ons vandag na hierdie teks kyk, van die belofte van 'n profeet, dan moet ons altyd onthou dat oral in die Bybel staan Jesus Christus in die hemel. Soos Deuteronomium, duisende jare voor Christus beloof, 'n profeet soos Moses sal die Here vir jou oprig, na hom moet julle luister. Weet ons vandag dat hierdie profesie wys na Jesus Christus. Hy is die ware profeet wat God se stem volkome bring. En alles wat hy gesê het, is waar. Hy het voorspel dat hy sou ly en sterf, op die 3de dag opstaan, en dit het gebeur. Hy het gesê hy gaan hemel toe, dat hy die Heilige Gees kan stuur, dit het waar geword. Hy het ook gesê dat die evangelie tot aan die einde van die aarde verkondig sal word, en dit gebeur vandag. So die uiteindelike toets is Jesus Christus, en hom sien ons dat God se woord nooit leeg terugkom nie. En aan hom toets ons elke ander profeet van vandag. En die eenvoudige vraag is, dit wat hulle sê, stem dit ooreen met wat Christus gesê het, en as dit nie doen nie, dan is daardie profeet vals, en hou ons vas aan Christus. En interessant, sê ons teksvers, vir so 'n persoon mag jy nie bang wees nie. Wat was die uitwerking van dit wat ons die week gehoor het? Vir baie mense was dit vrees. Mense was bang. 'n Dag wat wonderlik moet wees, die wederkoms van die Here, ons hereniging met ons God, ons Vader in die hemel. Het mense met vrees gelaat van wat as ek nou nie gered is nie en ek gaan dood en ek bly agter. Natuurlik moet dit lei tot 'n oproep, word wakker, kom by, leef die Here se wil. Mag dit nie veronderstel as 'n dag van vrees te wees. Valse profete gebruik juist vrees om mense vas te hou.
Hulle sal sê, as jy nie luister nie, gaan daar vloeke oor jou lewe kom. En dan manipuleer hulle mense met sogenaamde geheime openbarings. En hulle maak mense bang dat hulle God se seën gaan mis as hulle nie presies doen wat die profeet sê nie. Daarom sê God, moenie bang wees. Ons nie bang te wees wat hierdie sê nie. Ons moet God vrees met 'n heilige vrees, soos hy van ons vra. En weer eens wys dit na Christus toe. Want hy het juis gekom om ons vry te maak van alle vrees, veral valse vrees. Johannes 8 vers 32 sê Christus, die waarheid sal julle vry maak. En wanneer ons die waarheid van Christus ken, as ons nie bang vir leens. So kom ons vra vir onsself nog 'n vraag. In hierdie wêreld met so baie stemme wat beding vir ons aandag, hoe weet ons regtig wat God se woord is? Of die profesie werklik van God kom? Eerstens is die Bybel ons maatstaf. Alles wat ons hoor, moet met God se woord ooreenstem. God sal nooit iets doen of sê wat in stryd is met sy Bybel. Daarom gaan ons kyk na die wegrapping sodanig. Ons gaan ook die wanneer-vraag weer antwoord, volgens die woord. As enige iemand 'n boodskap bring wat Christus se kruisiging en opstanding klein maak of buite rekening laat, of daarmee verskil met enige wat hy gesê, dan weet ons, dit is nie van God af. Tweedens is Christus die middelpunt. Alle profesie lei altyd na Christus. Die Heilige Gees verheerlik Christus, nie mense nie. So as 'n boodskap mense ophef in plaas van Christus, moet ons oppas. En derdens sal die Gees in ons harte getuig. Dit is nie nodig vir iemand om iets wonderliks te sien of te hoor om ons te sê wat die woord van God sê nie, want ons het die Heilige Gees wat werk volgens God se woord, en wanneer ons naby die Here leef, leer ons sy stem ken. Want God se skape luister na sy stem, sê Jesus in Johannes 10. So wat moet ons doen as ons dinge hoor soos die afgelope week? Eerstens, wees waaksaam. Moenie alles glo wat Christelik klink of selfs goddelik klink. Toets alles aan die woord van God. En dan gaan dit net suksesvol wees as ons natuurlik God se woord ken. Anders gaan ons nie leer kan eien. Gaan wees seker in Christus. Selfs die Hebreëse profesie was nie seker nie, of die 23ste of die 24ste, iewers daartussen. Christus se boodskap bring nooit onsekerheid nie. Hy is die finale openbaring van God. En as jy weet, hy is jou Here en jou verlosser, dan het jy 'n sekerheid in jou, wat ons self nie eens kan verklaar nie. En ons weet sy woord staan vas en seker tot in ewigheid. Moet nooit daaraan twyfel nie. Hou bang wees. Wees vry van vrees. Ons hoef nie bang te wees vir mense wat valse profeseë bring nie. Wat ons vryheid het, Christus, wat hy gesê het, staan opgeskryf in sy woord, en dis al wat ons nodig het. Dit is waarom ons dit het. En laastens, gaan leef na hierdie waarheid uit. God se woord is net 'n teorie nie. Wanneer ons die waarheid van Christus glo, verander dit ons lewens. Ons word mense van integriteit en getrouheid, omdat God se woord 'n vaste fundament het. Nou dan die laaste
laaste aspek. Profesie wys vandag van ons na die wederkoms van Christus. Christus het beloof, hy sal weer kom. Die gevolg van die afgelope week is, dat die spotters nou nog hande spot en sê, gaan, kyk, dit het nie gebeur nie. Waar glo julle tot Christus? In Thessalonika se tyd, 2000 jaar terug, het mense al begin twyfel oor die wederkoms. Maar onthou, God se tyd is altyd volmaak. Net soos wat hy in al ons vorige behoeftes voorsien het, sal hy hierdie een ook laat waar word. 2 Petrus 3 sê, die Here vertraag nie die belofte nie, maar hy is lankmoedig. Hy gee nog kans om tot bekering te kom. Want wees verseker, daai dag kom, en as dit gekom is dit te laat. En ek glo wat God lief het. So geliefdes, na hierdie snaakse week, kom vertel die woord vir ons 2 groot waarhede. Valse profete word uitgewys omdat hulle woorde nie waar word. Nou maak ons nie saak wat se verskoningetjies hulle nou aanbied nie. Hulle is nog masker as vals en ons sal nie weer na hulle luister nie. God se woord is altyd waar en betroubaar. Hierop kan ons staan maak, sonder om enigstens te twyfel. Wanneer ons in die Bybel, in die lig, die bron van Christus lees, die Heilige Gees, sien ons dat Christus hierdie ware profeet is, wat God se stem na ons toe bring. Sy woorde het waar geword, want hy is die waarheid self. Dan die Botha se woorde het nie waar geword nie. So dit was eenvoudig nie God se woord, wat hy gehoor het. Wat hy gesien het, of wat hy gehoor het, weet ons nie. Ons kan volwag met my magte. Want as jy God se woord laat lees, sê vers 20, die profeet wat so vermetel is om 'n woord in my naam te spreek, wat ek nie beveel het om te spreek nie, of wat hy dan van ander goede spreek, die profeet moet sterwe. Geen van die profetiese woorde mag ooit vir ons waarde of betekenis hê nie. Dat is vals. Hulle het woorde God se mond gelê wat nie waar geword het nie, so dit was eenvoudig nie God se woord nie, punt, klaar. Hulle het geskreeu wolf, mense was reg gereed, en daar was nie 'n wolf nie, geskreeu was vals. Ons leef met die sekerheid van God se woord in ons hart, in ons huis. Ons mag nie bang wees vir mense wat valslik van ons God praat. Ons vrees en ons vertroue behoort net aan die Here. Ons luister na sy stem uit sy woord. Ons luister na sy woord. So ander woorde is nie nodig nie. Ons het sy woord op skrif, dat almal dit kan lees. En ons volg sy seën, en ons weet, God se woord staan vir ewig vas. Al wat ons nodig het. Amen. Kom ons bid saam. Ons heilige God, Hemelse Vader, ons besef nie altyd hoe belangrik dit is as ons sê dat ons God se woord in die Bybel het nie. En dan kom daar mense soos wat ons die week beleef het, en ons hoor dinge wat ons gehoor het. En skielik verstaan ons wat dit beteken om die woord op skrif te hê, in ons eie taal. Ons wil bid dat ons hierdie woord sal bestudeer, dat ons dit in diepte sal ken, nie net vir ons eie opbou en ons geestelike groei nie, maar ook om die valse profete en dwaalleraars te kan uitken. Dankie Here dat ons die woord mag hê, vas geanker in die Heilige Gees,
geen twyfel of onsekerheid. Help ons om dit so uit te leef, dat die mense wat ons hoor sal weet, dit is God se woord. Dat ons lewens en ons woorde met mekaar sal ooreenstem. Want Here, daar is mense daar buite wat soek, wat honger en dors is vir die woord en ons kan daardie honger en dors bevredig. Help ons om dit met oorgawe te doen en nooit twyfel nie. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, die woord wat vlees geword het. Amen. Ons kan die Here dien met ons liefdegawes. Ons antwoord op die boodskap kom met Gesang 86. Gesang 86, hy is Christus, deur die Gees gesalf, tot leraar en profeet, tot grote koning wat bewaar, tot priester in ons leed. Kom ons sing Gesang 86, vers 1, 3 en 6. Vers 1, 3 en 6 van Gesang 86. Miskien daarna die seën bly ons staan vir Halleluja lied. Jesus naam en deel met weer. Die Here ons het God vir ons sondig en lewe gee. En om myself by God vervul en vas en waar. Waarachtig oprecht verder niets beloofde middelaar. Der is verdienste dat moet die Christen ons verkrijgen. Geef dat ek u blijmoedig hier met woord en daad beleid. Kom ons ontvang nou die seën van die Here, dan gaan ons in sy vrede. Die Here sal jou bewaar en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou skyn en jou genadig wees. En die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen. Stroom van zegen van bloede, met de liefde bedoeld. Heerlijkheid van verkwikking, vloei uit ons heiland en moed. Stromen van zegen, geef aan die volheid ons weer. Dit spuitert ons in dieren, schenkt ons die stromen stromen van zegen van bloed, taal met verfrissing
Schenk uit die hemelse volheid, schenk ons een overvloed, strome van zegen, geef aan die volheid ons weer, reeds duidelijk ons bedienen, schenk ons die strome opnieuw. Strome van zegen van wonder, vierkant vloeien elke. Schenk die belofte verhoorden, kom in bevestig die woord. Strome van zegen, geef aan die volheid ons weer. Reeds al die druppels verdienen, schenk ons die strome opnieuw. Strome van zegen van woorden, geef het al volheid opnieuw. Los de hemelen en de wagens, voor die verheven koning. Strome van zegen, geef aan die volheid ons weer. Wees altijd ons verdienen, schenk ons die strome opnieuw. Wees altijd ons verdienen, schenk ons die strome opnieuw.